Right, so as jy hierdie jaar sukkel om jou lande in te kom, daai tipe van goed. Raai wat, dan kort jy ligter tafel. Een van aluminium, ja. 'n GTS, ek praat hier so met Bob. Hy gaan my meer vertel, wat is sy ervaring tot dusver met daai tafel, is sy tweede seisoen wat hy op hom is. Hoe lyk die goeders? Is GTS actually 'n tafel wat jy in kan belê? Kom ons luister. Bob, hoe lyk dit? Ja, goed en jy, André? Nee, doodstil, rustig. So, ons het nou 'n jaar terug, het ons nou al bietjie gechat oor die tafel en gedog het ek nou weer by jou uitkom en uitvind hoe staan die goeders nou. Voordat ons by dit kom, verduidelik my gou vinnig 'n 18 ry tafel. Jy het nou nie gespeel toe jy gegaan het vir die wyte nie, nê? Ja, ek het 'n 18 ry planter, so hy pas nou lekker op hom. Nee, dit werk lekker. Bring stroper op kapasiteit, selfs op 'n lae spoed. Ja, dit is net as jy die stroper hom kan optel, werk dit wonderlik. Nou, sê gou vir my, hoekom het jy spesifiek gegaan vir die GTS? Wat was jou hoofbeweegrede vir dit? Eerstens die gewig. Ja. Verreweg die gewig. Ek het nou maar op daai stadium nie baie geweet van die tafel nie. Maar boukwaliteit, maar die ouens nou op die woord gevat en geglo, maar dit wat ek nou gesien het verder, is regtig goed. Dit is goeie robuuste tafel, hy's sterk. Ek het bitter min breuke of staan gehad nog of enige iets. Eenvoudige werking. Ja, niks. Ek meen, dis dieselfde, jy het maar basies jou twee intrekkettings hierso. Dis maar die dekplaat wat skuif, Ja, hy skuif hom ook uit open toe wat jy met die joystick druk, nee. Open toe met die joystick. En die stokroller is dieselfde storie. Ag, ek nou dieselfde storie, maar gewoonweg net soos wat hy maar op meeste ander tafels lyk, nee. Net soos 'n ander tafel. Ek kan nie daar's miskien is dit 'n ander roller, ek weet nou nie presies in die shape en die goeie van dit en hoe hy werk nie, maar daai maak nie vir ons saakie, wat saak maak is stroop hy skoon. Hy stroop regtig skoon. Ons het hierso het ek nou heelwat mielies wat omgeval het met wind gewaai. So daar bly bietjie agter daarop, maar waar die mielies staan is silwer skoon. Maar ek weet wat ek gesien het ook daarso waar ons deur is, ewen waar die mielies geval het. Hy trek hom op en is nie asof hy pak daar in die binnekant nie, want gewoonlik laai hy goed mos nou daar gaan ophoop as hy nou daar geval het, maar hy trek hom in en hy sleep hom deur. Nee, hy sluk 100%, selfs in die goeie mielies waar jy nou 'n bietjie spoed kan gee. Sluk is nie 'n probleem nie. Dit is daar's ander probleme voor ons daar kom. Nou kom ons gaan vat hom vir 'n spin dat ons check bietjie hoe maak hy. Dit reg. Okay, en dan maar sê gou vir my, want ook hier by jou, jy sê muursope en daai goeders is ook 'n probleem, né? Nee? Ja, ek het nou al so onder ons met 'n muursop en 'n muurnes wat inval en so gehad. Ek het ongelukkig die een plastiek toon op die punt moes vervang nou die dag. Maar is daarom. Maar ek meen as jy nou op 'n ding was wat jy moes vinniger gestroop het, in die algemeen het jy waarskynlik meer skade gehad. Ek glo so. Dit is maar redelik iets onvermydeliks as dit in die land is. Ja. Maar okay, en dan sê my, hoe hanteer hy nie as jy hom nou vat op die stroper self? Hoe hanteer hy actually? Ja, ek dink baie maklik. Die headside werk ongelukkig nog nie op die stadium nie. Dit is 'n issue van die stroper se kant wat as jy krag kry waar ons moet kry nie. Maar dit gaan baie makliker wees as hy nog maar op die stadium is als manual en omdat dit nie so vinnig gaan nie. Druk jy nie so maklik een kant in die grond sonder dat jy agterkom of iets. Hoor jy? Dit is als beheerbaar. Daar is stukke wat ek vinniger kon stroop, maar hierso moet ek nou maar vir die onval net maar stadig hou. Maar die tonne kom daarom nog steeds af. Dit is lekker van hom. En
As jy nou gaan kyk na die kleiner tafels wat op hom beskikbaar is. Ek weet jy kry so 'n 8-ry en daai tipe van goeders ook. En as jy nou 'n kleiner stroper het, en jy wil nou nie kyk na noodwendig die wye goed nie. Dink jy dis 'n tafel wat die ouens kan oorweeg vir daai kleiner stropers? Verseker, ek dink alles GTS is verskriklik goed geprys teen die oppositie in die mark. Is goeie kwaliteit wat jy kry vir die geld. En natuurlik vir jaar sy 'n groot voordeel gehad het vir 'n ligte tafel op 'n kleiner stroper, makliker inkom by lande wat ander ouens nie gaan inkom nie. Gewig maak verseker speel 'n rol. Is ook nie net op vassit nie, op die verdigting vorentoe alles. So ek dink tog daar is waarde in die tafel. En sê vir my, hoe lyk Ateljee se diens met hierdie goeders? Ek hoop net daar's ander ouens wat kla vir hom nie, maar ek en Ateljee is daarom goeie vriende. Ek kry baie goeie diens, uitstekend. Selfs van die mense uit Brasilië uit is altyd net goed vir my gewees. Dit is vriendelike mense, dit is hartsmense soos ons is, mens kan gerus met hulle gesels. So, en dan sê jy ook nou weet, die parte se beskikbaarheid op die goeders, die ouens sukkel nie. Nee. Niks. Ek het omdat my tafel nou aan die begin nou nog was die parte min in die land, het hulle vir my 'n kit basis een van alles gegee wat ek aangehou het nou. Ek dink ek het nog net 2 keer partekamer toe moes gaan om iets daar te gaan haal. Dit is noemenswaardig klein en ek dink op die stadium is daar al genoeg in die land dat dit vol beskikbaar sal wees. Ja, want jy praat ook van genoeg, jy het self nou nog 'n 50 voet swaaiboontafel ook flexie ook gekoop van die GTS, nee? Ja, ek het 'n bietjie ge-upgrade, my ou dryper ingeruil op daai ene. Ek het volle vertroue in die drypertafel ook. GTS se diens het ek volle vertroue. En weer eens is 'n baie eenvoudige tafel. Nie te sê dat hy nie die werk kan doen nie, maar sy werking is eenvoudig. Parte is daar so, ek kan nie sien dat jy gaan staan nie. Uitstekend. Bob, dankie baie. Betrek. Right, so. Hierdie tafels is besig om regtig nogal 'n impak te maak op die mark. En dit was altyd net van die ander paar groot name, maar as jy in die mark is vir 'n tafel, trust my, jy kan maar kyk na GTS hoor. Linkie bo of onder, kom met Ateljee in kontak en dan kan jy ook 'n tafel kry wat met pivotpype gebou is. Dis nie maar false space af tot volgende keer. Groete.